Trofax. Honor the hunt. Own the memory. As Hendrik, welkom hier so by Trofax. Wat dink jy van ons plek? Bert is opgewonde oor julle plekkie, dit lyk baie mooi. Ek dink julle het daar's baie klomp interessante here hierso. En lekker gewerk hier so hierdie week. Baie dankie vir die geleentheid wat ons as maatskappy julle kon assisteer en man 'n bietjie help met 'n paar pointers en 'n paar nuwe dingetjies om te leer en ja, dit was 'n ongelooflike lekker week. Okay, nou weer jy's in ons podcast ook. Dis ook 'n nuwe ding, so ons is nog nie 100% seker nie. Ek dink jy moet daai mic dalk so 'n bietjie voor jou mond intrek sodat hy So ietsie. dat jy dit as jy mooi kan hoor. Ek dink so, right. Kom ons probeer. Right, so 'n groot gesprek gaan wees oor julle SATA kompetisie. Ja. Wat ons wil doen by Handtex, nee. En wat is die ding daar rondom dit en wat is die rede daarvoor? Goed, so ek kom ek gee vir jou die mic om verduidelik jy vir ons 'n bietjie wat is die gedagte daar rondom? Okay, so ek kry baie keer die vraag as ek by 'n studio kom of by 'n bestaande besigheid by wie ons werk is dink julle ons werk is op standaard? Dink julle ons werk is goed genoeg? Is ons stukwerk reg? Is ons modellering reg? Is ons afwerking reg? En die enigste manier hoe jy dit kan bepaal is as jy jouself inskryf in 'n kompetisie. Sodat iemand wat heeltemal wat ek nou sê, neutraal staan, dit kan judge en daardeur kan werk en vir jou kan sê maar luister, hier is die punte wat jy moet opwerk, hier is die goed wat jy moet na kyk, hier is die goed wat belangrik is. Ja. En dan kan jy vinnig agterkom waar skiet jy tekort in jou besigheid. Ja, nou ek dink terwyl jy dan so praat, dink ek by myself is 'n ding wat baie keer gebeur is jy bly in jou werk vaskyk. Ja. En jy sien nie goed en jy raak nou Ja. dan so gewoond aan daai neus op daai manier of daai oog op daai Dis manier. waar. En as iemand anders sy opinie gee of sy dan kan dit dalk seermaak en of jy kan dit dalk as 'n goeie ding sien en bietjie verander. Maar mens het 'n manier om weet jy het 'n manier om anders te kyk na ander ouens se goed en jy raak gewoond aan jou eie goeders. Dis Dit die is- waarheid. So dit maak vir my sin dat as daar 'n kompetisie is, jy weet dat waar ander mense kom in jou werk judge en jy regtig 'n judging card kan kry en kan sien wat is dit waarna jy moet kyk en wat jy reg kry. Wat jy reg kry en wat is jou standaard? Wat sit jy as 'n maatskappy daar buite uit? Wat wys jy vir die wêreld? Ja. Wat is jou standaard? Hoe bepaal jy jou standaard? Ek meen jy kan alleenlik jou standaard bepaal deur iemand wat jou beoordeel op grond van die werk wat jy doen en die kwaliteit wat jy lewer. Ja. En ek weet ek kom by baie instansies wat ek by werk en vra hulle nou vir my maar dink jy hierdie is goed genoeg? Is die oë reg? Is die mond reg? Is die neus reg? Ja. En in kuns is daar nie eintlik iets wat verkeerd is nie. Want daar's soveel fasette wat mense moet na kyk, maar ons moet 'n standaard hê. Ons moet 'n standaard hê waarna toe ons werk as industrie, want die meeste van ons in hierdie industrie deel met buitelandse kliënte. Ons deel met plaaslike kliënte, buitelandse kliënte, ons voer 'n groot gros van ons werk uit. Ons het baie plaaslike kliënte. En waaraan werk jy? Jy werk aan iemand se herinnering van miskien 'n in 'n leeftyd jag. Ja. Daai kliënt ervaar het en hy het vir jare gespaar miskien om hierdie geleentheid te kon kry Afrika toe en hy het hard gewerk. Dit het jare se werk gevat, spaar. Hy al hierdie opgewondenheid en hier kom hy Afrika toe en hy die koeriebul kom skiet. Ja. Hy so graag wil jag en hy jag sy koeriebul en op aandring van of aanbeveling van 'n jagondernemer of 'n professionele jagter of 'n vriend kom land hy hierso by jou as taksidermis op. Ja. En hy gee sy trofee in. Hy klim vanaand op die vliegtuig en 'n jaar later of wil hy sy trofee ontvang en dit gaan sy herinnering van 'n leeftyd wees. Ja. Maar die indruk so
dis verseker die ding, weet wat ek so vinnig by jou hoor, dit gaan oor die kwaliteit van Suid-Afrika se taxidermies, ons wil die industrie regtig goed maak vir Suid-Afrika, dit moet almal se ding wees. En ons wat ek ook al met jou vroeër gesprek gehad het oor die opleiding van ons mense wat werk, die taxidermiste, die fleshers, die finishers en al daai ouens. Maar wat ek ook gedink het ons in hierdie podcast gaan bespreek is, weet Tasa was ook al op 'n stadium gewees en daar was ouens wat baie kwaad geraak het oor goeters en ek dink die mense wat na hierdie ding gaan kyk, ander taxidermies, ek gaan probeer om dieselfde vraag te vra en dieselfde bekommernis te vra oor 'n kompetisie soos hierdie. Sodat ons bietjie daaroor kan gesels. Want ek dink op die kort en die lang, sodra taxidermies 'n inskrywingsvorm sien soos hierdie, dan begin hulle klaar wonder. Ja, okay, hierdie goeie, wat gaan gebeur, weet? Ja, dit is die waarheid. Dit in die verlede was dit so en ek dink mense onthou weet hoe dinge gewerk het. En ek dink die belangrikheid is vir my is dat die beoordeling soos wat dit nou geskied en soos wat dit laas jaar geskied het, is op 'n neutrale basis, op 'n neutrale plek. En so die beoordelaars weet glad nie wie se trofee hulle beoordeel nie. Ja. Daar's ook nie op die inskrywingsvorm 'n naam nie. Daar's net 'n nommer. En hulle weet glad nie wie se trofee hulle beoordeel nie. Ja. En die reëling is by die beoordelaars is dat sou jy instap en jy het nou byvoorbeeld by iemand gaan kuier en as 'n taxidermis vriend iemand gaan besoek en jy het toevallig gesien hulle werk aan hierdie trofee, dan moet jy net uitstap en sê jy kan nie daai trofee beoordeel nie. Ja, Dan gee ons dit vir 'n ander beoordelaar. Ek dink daar moet as jy reg oor transparency wees. Dit is baie belangrik. Ja. Maar kyk wat ek dink wat ander taxidermiese probleem ook sal wees, is hierdie ding gaan gebeur daar by Handtex. En daar stap al ons kliënte rond en hulle kyk na trofees. Yes. En nou staan al die trofees daar uitgestal. Ja. En jy sit jou rooibok daar neer en hy kry glad nie 'n lint nie, want hy's lelik. Nee. Wat goed is, jy leer nou 'n paar lesse. Jy kom agter, okay, my oë is verkeerd, my neus is verkeerd, my hare, die fleshing was verkeerd want die hare staan oor of nou so. Maar die slegte ding is, as dan nou mense kom, dan kan hulle sien, taxidermie is nie goed nie. Kyk, daai taxidermie het glad nie 'n lint gekry nie. Nou sien kliënte, weet jy, mense ek wil amper sê jy wil weet wat se taxidermie is sleg, want jy wil jy moet vir die verkeerde ouens gee, maar 'n taxidermie wil dit ook nie doen nie, want en dis hoekom hulle nie gaan wil inskryf. Ja, verstaan, want hulle gaan bang wees, nou kry ek nie 'n lint nie. En dan sien almal by Handtex, hoorie, maar ek het nie 'n lint gekry nie en dan gaan ek my besigheid verloor en dan gaan 'n slegte naam kry. Ek dink dit moet gaan vir jou oor 'n lint. Nee, ek dink dit moet vir jou gaan oor wat is die waarde van daardie beoordeling vir jou as besigheid om vir jou te leer. Ek meen, ek het jare terug, toe skryf ek in by 'n Tasa kompetisie en ek het vir maande het ek aan hierdie trofees gewerk en ek het gesê ek gaan definitief die eerste plek kry. En toe ek aanstap, toe sit 'n tweede en 'n derde en geen prys nie. Ja. So die les wat ek daar uit geleer het is, dit moes nie vir my gegaan het oor die prys wat ek wil kry nie. Dit moes vir my gaan oor wat ek wou leer. En ek het na die tyd het ek een van die beoordelaars gevra wat my trofee beoordeel het. Maar hoekom het my punte so sleg gelyk? Ja. Jy weet, want ek meen ek was vol stoom geweest, ek wil hierdie ding gaan wen, jy weet. Ja. En toe sê hulle vir my, okay, kom stap saam met ons. Ons gaan vir jou presies verduidelik sekere goed. En volgens die verwysingsfoto's wat hulle my gegee het wat baie belangrik is, het ek gesien maar ja, ek was foutief. En dit daai beoordeling staat of 'n score sheet soos die manne dit nou beter ken, het vir my ongelooflike gereedskapstuk geword deur die jare wat ek altyd gaan uithaal. Gaan kyk ek, dan werk ek daardeur en dan sê ek maar hierdie score sheet of hierdie beoordeling staat is vir my 'n gereedskapstuk
wat ek altyd kan teruggaan na en gaan kyk en sê maar hier het ek gefouteer. Ek moet werk aan hierdie punte. Ja. Want ons het maar net baie keer soos jy gesê het, jy raak so gewoond aan jou eie dinge, jou eie werk en dan dink jy, maar dit lyk reg. Dit lyk ons reg, jy weet. Lyk reg en dan maar kom jy agter en okay, daar's goedjies wat jy nou nie daarop let nie. ja, dit is nie eintlik reg nie. En dis soos laasweek het ek op 'n gevlekte hyena gewerk en ek het gedink, ja, is baie hy het mooi uitgekom. Hy het goed uitgekom en 'n vriend van my stuur vir my 'n paar foto's en ek sê maar, ja, ek het iets gemis hoor. Ja. Jy weet, wat nogal klein dingetjie was, maar 'n ongelooflike belangrike punt. Ja. Maar gelukkig kon ek dit nog gaan terugsit en dit gaan regmaak en herstel. En dis hoekom verwysingsfoto's so goed is. So ek dink nie dit moet vir jou gaan oor 'n wen nie. Ek dink dit moet vir jou gaan om te bepaal wat is jou standaard, waaraan kan jy werk? En ja, ons almal gaan nie altyd 'n ribbon kry nie. Ja, maar wat ek wil net dit gaan nie so erg oor die ribbon nie. Ek verstaan dat mense iets kan leer. Maar wat wel belangrik is, die ribbons hang daar as jy klaar judge het. Nee. En nou sien jy kliënte, jagondernemers wat daar loop, daar's jagters, binnelandse jagters, en hulle sien waar staan linte en waar staan niks nie. Dan kom hulle agter, ja, hierdie mense dink hierdie is nie 'n goeie taxidermie nie, en jou logo of jou naam staan daar. En dit is sleg. Dit is asof jy jouself bemark as 'n swak taxidermie. Ons gaan nie linte, besigheidsname by die trofee sit, ook by Antiques nie. Jy gaan net 'n nommer kry. En dan gaan daar 'n publieke stem wees. So ons gaan vir die publiek sê, gaan deur hierdie trofees en kyk waarvan hou jy. Sit vir ons 'n publiek vote in. Weet tipe van ding en dan kyk ons na die tyd wat wen. Waarvan hou die publiek? Wat was vir hulle nou uit al hierdie trofees uit die mooiste gewees? Ja. En dit laas jaar was eintlik baie interessant geweest. Ons het al hierdie mooi trofees gehad. En onder andere het ons 2 inskrywings gehad van boerbokke. En die een boerbok het die People's Choice Award gekry. So, Lekker. jy weet, die mense het nie daarvan gehou. Dit is so wat ons miskien van hou. Is nie altyd wat die publiek van gaan hou nie. Ja. En daar gaan glad nie maatskappyname onder die trofees wees nie. So dit gaan jou glad nie beïnvloed. Maar julle gaan die linte daarteen sit en sertifikate. Sertifikate sal later uitgereik word. En onthou die beoordeling gaan nie by Antiques geskied nie. Glad nie. Dit word op 'n aparte perseel gedoen. Die trofees word alleenlik ons het besluit die top 20 gaan ons vat Antiques toe. Want ons het ook maar net beperkte spasie. Okay. En ons gaan daai top 20 vat en ons gaan hulle gaan uitstal daarso. Alright. So waar gaan dan die ander judging plaasvind? Die judging gaan plaasvind by Safari Cargo in Pomona in Kempton Park. Okay. Hulle stel dit op. Hulle sit 'n nommer by en dis in 'n geslote kamer. Ja. So daar's geen inmenging van ander mense, niks. Ons is ek voel baie sterk daaroor want op die einde van die dag, jy skryf 'n trofee en jy wil hê dit moet regverdig beoordeel. Ja. Jy wil nie hê dit moet onregverdig beoordeel word nie. En dit moet regtig gaan oor meriete. En ek dink hier is eerlikheid nogal 'n belangrike ding. Nou het julle al 'n goeie lys van wie die judges gaan wees? Ons het 'n paar name. Dink ek moet dit maar sê. As die name klaggies dink ek is belangrik want wag, kom ons kyk na dit so. Luister, Hendrik, ek vra dit wat ek probeer uit ander mense se monde ook praat oor. Ek sou net bang ek klink skurf. Maar kom ons sê byvoorbeeld 'n ander taxidermie is ook 'n judge, 'n eienaar van 'n taxidermie en hy sit sy eie goed daar en nou judge hy dit beter of daar het jy sit 'n reël in wat sê jy mag jou eie trofees judge. Mag glad nie. Jy mag dit aan 'n judge, maar omdat hy ook 'n judge is, kan hy met die ander praat en sê luister ouens, weet daar kan julle met myne net
ook asseblief nou nie gaan staan en vir my nou slegte. Ons het Hoe gaan 'n mens weet want ek probeer net dink ons wil kyk ek self wil graag hê daar moet baie teks doen. Want vir my ons vind uit hoe meer mense probeer dip en pack dis uit. waar. Baie internasionale ouens wil nou begin met hulle dip en pack want ons wil eintlik kry laat meer mense monteer in Suid-Afrika. So en die manier om dit te kan doen is om seker te maak die taxi daarmee industrie in Suid-Afrika word beter. Nee. So maar om dit te kan doen is die kompetisie is baie goed, maar op een of ander manier moet ons weet dit is regtig regverdig en daar word nie gekroep nie. Dit is ongelooflik belangrik en nee, daai judges gaan nie een of twee is besigheidseienaars. Maar ons het 'n baie streng stelsel en ek dink hier kom dit terug na integriteit toe. Ek is heeltemal vir 'n regverdige beoordeling. Ek meen soos ek het gesê ek kan glad nie betrokke raak by judging of beoordeling, niks nie, van geen aard nie. Maar so jy gaan nie 'n judge wees nie. Nee, kan nie, want ek meen ek werk by soveel instansies wat ons opleiding gee. Ja. En ek het gesê dit sal onregverdig wees. Ek dink nie dis regverdig. Want ek het nogal gedink jy sê hierdie Genswilk Bertus jy moet vir hom inskryf. Ja, En dan dink ek by myself as ek hom nou gaan inskryf, dan gaan jy hom sien daar staan as jy nou die judge is. nee, ek het 'n besluit geneem dat ek stuur die opleiding by SATA en in die industrie is vir my ongelooflik belangrik en vir my gaan dit oor om die industrie op te lig. My hart is om dit op te lig. Ek wil hê mense moet beter doen. Hulle moet lekker voel oor wat hulle doen. Dit moet vir hulle 'n plesier wees om dit te doen. Ja, Ek wil hê die man en vrou wat daar binne werk, die mense moet opgelig word. Ja. En dis hoekom ek gesê het in plaas van 'n individuele inskrywing, skryf 2 of 3 of 4 spannetjies in. Hoe groot is jou besigheid? Sodat ons weet wie het die stukwerk gedoen op daardie trofee. Dit was Paulina gewees. Wie het die vel gesny? Dit was Jeffrey gewees. Wie het die montering gedoen? Dit was Lucky gewees. Wie het die afwerking gedoen? Dit was Pieter gewees. En Josephine het dit skoon gemaak en seker gemaak voor dit gepak word, is dit tip-top. Sodat wanneer jy julle score sheets terugkry, kan julle ten minste gaan sê maar luister, ons moet werk aan hierdie goedjies. Nee? Ja. Ek het 'n kollega ander dag wat vir my bel en hy sê my kliënt kla oor die stukwerk op sy trofees. En ek is soos stuur die foto's en hy stuur die foto's en ek sê maar daai lyk vir my normaal. Ja. Jy weet. En jy kan sien die dier het baie skaafmerke gehad. So ja, dit is moeilik om op 'n foto te sien, maar as jy hier by die trofee is, kan jy dit raak sien. Ja. Dan kan jy 'n aanbeveling maak. So hierdie kompetisie is uit en uit om ons industrie betrokke te kry. Ons verloor te veel werk in 'n jaar. Ons kan baie meer werk hier hou en dit hier monteer. Dis goedkoper vir die kliënt in elk geval. Ja. Dink ek as ek kyk na kalkulasies koste gewys. En as jy inskryf vir die kompetisie, skryf jy jou maatskappy in. En die mense wat by jou werk, ons het 'n toets gedoen laas jaar, ons het jou 'n paar spannetjies ingeskryf en na die tyd, as jy vir hulle sê, luister die kerels, julle het 'n 3de plek gekry. As dit soos, what does it mean? As ek soos, you got a ribbon, a bronze. Really? Yes. Very excited. Now we want to get a silver or a gold. We're going to work for gold next year. So dit lig hulle regtig op. Ja. En wanneer jy 'n spannetjie inskryf, ons het vanoggend hierdie gesprek gehad van sê maar as jy nou vir 'n ou sertifikaat gee, kan jy nou na ander taksidermis toe gaan en sê maar Ja. hy het nou hierdie prys gewen. Jy weet hy's nou 'n goeie monteerder of so. Ja. Hy kan dit nie sê nie want hy is deel van 'n span gewees. En dis alleenlik in hierdie bedryf spanwerk wat die sukses maak. Jy kan nie op jou eie dit doen nie. Ja. Maar 'n span mense saam kan 'n goeie montering
doen. En daai sertifikaat behoort aan die taksidermie. Aan die taksidermie? Ja, ons kan dit ophang in die Yes. in die workshop Ja, of en in die julle kantoor. en julle kan op eie diskresie besluit wil julle vir daai spannetjie 'n groepfoto maak met 'n kopie van hulle sertifikaat as 'n raam en vir hulle enigiets, net weet wat vir julle gaan werk. Maar op 'n einde van die dag gaan dit oor om mense op te lig, hulle toe te rus vir die toekoms, beter te kan werk, dat hulle verstaan waaroor gaan dit? Waaroor gaan hierdie kompetisie? Ja. Die oomblik as jy hoor dis kompetisie, dan is dit soos nou skrik almal en trek hulle asems op. En ek dink nie dit moet so wees nie. Ek dink dit moet regtig iets wees waar ons almal betrokke is en ons moet saamwerk en ons moet kyk na wat sit ons daar buite uit? Ja. Wat is ons standaard? Hoe meet ons? Daar's 'n goeie manier om te laat weet. Kyk, die ander nadeel wat ons hierso mee sit is wat ek so vinnig in my kop dink is, ek hou baie van as jy sê ons wil die ouens kry om hulle goed hier op te stop, maar by SATA behoort daar nou nog ouens wat net dip en pack ook doen. Weet, so ek neem aan enige organisasie het maar baie daar's maar baie toutjies Toutjies om te trek, om ja. te trek en weet, as ek 'n ou was wat nou net dip en pack gedoen het of dip en shit, dan sou ek ook dalk gedink het, nee, maar dit is ook reg. Ek wil seker 'n dip en pack kompetisie ook in hê of iets soos dit al. Ja. So ek weet nie, ek hoop nie ek het vir jou 'n stryk gegooi nie. Nee, glad nie. Ek dink nie ek respekteer dit dat jy dit vra want op die einde van die dag is daar's genoeg werk vir ons almal. Ja. Daar's genoeg werk. Ek dink ons moet net regtig werk na 'n punt toe dat ons sê maar ons wil dit wat ons vir 'n kliënt bied verbeter. Ja. Daar's geen persoonlike agendas hierso nie. Niks. Vir my gaan dit, ek meen ek het dit al alles gesien. Ek het al kompetisies gewen, ek het al goed gedoen in kompetisies, ek het al baie sleg gedoen in kompetisies, want ek gedink ek gaan goed doen en dan doen ek baie sleg en dit gaan nie meer oor 'n wen nie. Dit gaan oor die groter prentjie. Die groter prentjie van maak 'n verskil daar buite. Ja. Gebruik 'n kompetisie en maak 'n verskil daar buite. Vat die mense wat by jou werk en hulle gerop. Ek meen julle het gesê julle gaan 4 spannetjies inskryf. Hoe meer ek met jou praat, weer begin ek eens gaan dit met kleiner maak want ek het nie 4 spanne nie. Maar ek dink as jy 2 of 3 spannetjies inskryf. Maar ek meen en nou is my vraag aan jou. Hoe sien jy hierdie kompetisie? Ek meen jy's 'n besigheidseienaar. En dit wat ek vir jou verduidelik het van skryf 'n spannetjie in en kry jou mense betrokke. Want die ding is met 'n individuele inskrywing. Daar gaan individuele inskrywings wees. Ja. Onthou daar's baie klein besighede daar buite of daar's miskien iemand wat 'n eenman saak het. Ja. En vir hulle is dit lekker. Skryf 'n individuele inskrywing. Maar vir ons ouens wat besighede het soos julle wat 'n besigheid het, dink ek is goed skryf jy 'n spannetjie in. Want ek meen ons het dit nou al gesien, ons het nou al pryse gewen. Ons het nou al ons ken die hele drol en hoe dit werk. Ja. Maar ek by een van die dag as jy jou besigheidsmense wat saam met jou werk elke dag kan bietjie oplig. Ek weet nie hoe sien jy dit? Nee, ek hou baie van die idee. Ek hou baie van die idee om my hele span. Want kyk, hulle sit altyd maar in die workshop, weet. Hulle is nie regtig betrokke met iets daar buite nie, alhoewel hulle stop vir kliënte daar buite trofees op. Maar hulle is nie, ek hou van die kompetisie idee. Vroeër in die gesprek was wat ek vir jou genoem het, maak goed my bekommerd oor dat jy dalk verkeerde bemarking kry. Maar as daar ons bordjie nie daar opkom nie en net die TV hang daar en jy kan hom in die nag kom haal as niemand daar is nie. Jy trek vir daai swart klere aan. Ja, jy kan dit doen. Jy kan dit doen. Sodat mense vir nie moet sien dit is jy nie. Ek grap net, maar ek dink dit is die grootste kopseer. Ja. En mense wil ook nie jou werkers verloor. Nee. Hulle nou ewe skielik goed is en hulle dink okay man, nou kan ek bietjie rondstap met my papiertjie en almal gaan wys hoe goed ek is en dan kry ek dalk weer aan. Ja. En baie van hierdie ouens het ons opgelei. En ons het hulle geleer en hulle gekry tot waar hulle is. En ons het 'n
verhouding met mekaar, verstaan. En maar as jy sê dit is ek hou ook meer van die idee om 'n foto van die span op te sit Ja. en hulle lint en dit in die Ja. werkswinkel op te hang en daai van dit is wonderlik. Ek hou baie van die idee. Ek hou ook baie van die idee dat dit die industrie gaan verbeter in Suid-Afrika. Daar's stories daar buite van wat baie sleg is. Weet wat as jy nou op YouTube gaan kyk of jy gaan kyk op Instagram of jy gaan kyk op Facebook, en dan is daar jaggroepe en jy kan hoor hoe mense redeneer daaroor in Amerika en Spanje wat hulle redeneer oor dit is nie 'n goeie idee om jy goed of nie te dit is 'n goeie idee om goed te mount in Suid-Afrika nie, is ook 'n goeie idee om te jag daar nie want jy goed gaan al dip en ship jy dit dan kom dit vrot aan die ander kant uit en daar is sulke gevalle. Nou wat ek ook wel weet is slegte nuus kom altyd. Goeie nuus kom nie sommer in die media nie. Dis mos altyd mense praat mos altyd oor slegte goeders meer. Maar ja, soos wat ek vir jou gesê het, om dit te verbeter is definitief iets waarna ek dink en ek hou baie daarvan. Ander taxiderms dat ons almal goed doen, dat ons Suid-Afrika 'n goeie naam kry. Dis die hele punt daarvan. En dan die wat is die ander ding wat ek jou wou gesê het? En dan die wat ons vroeër gepraat het, julle in die begin. Die manier hoe jy na hierdie ding kyk, as jy raak gewoond aan jou oë, jy raak gewoond aan hoe jy daai kat se oë insit, jy raak gewoond aan hoe jy daai kudu se oë insit. En iemand kom en sê vir jou, luister, jou oë is nie reg nie. Jou oë is nou 'n bietjie te naby of jou ore is te regop. Ja. En omdat jy gewoond is aan daai kudu se manier hoe jy hom opstop, het jy nooit weer na references gaan kyk nie. Jy maak nie meer 'n boek oop en gaan kyk na ander kudubulle nie, want jy is al gewoond, my ore staan net so. Ja, en dis 'n belangrike punt wat jy daar maak is. Jy kan nie werk sonder verwysing nie. Ja. En belangrike ding veral in die jagseisoen. Vat jou mense wat monterings doen. As daar nuwe trofees en kom vars trofees wat moet afgeslag word. Neem hulle soontoe, laat hulle gaan kyk, laat hulle voel. Want die meeste van ons werk is in ons hande, dis gevoel. Ja. En 'n spanwerk. 'n Goeie span is 'n ongelooflike groot asset vir Hou maar aan jou kameras daar af. Alright, so Hendrik, dit is die kort en die lank van die hele storie, nee. Ek sien dit is ons eerste podcast ding hierdie. Ek is nog nie goed met hierdie kameras nie. So ek sien hulle gaan nou begin afsny. So jy moet nou gou afsluit met 'n Okay, so belangrik vir my is ons wil die industrie oplig. Ja. En ek wil julle regtig uitnooi kom skryf trofees in. Ek moet sê die taxidermis in Limpopo is nogal 'n klompie inskrywings. Gauteng het ons 'n klompie inskrywings. Ons het in die Oos-Kaap 'n klompie inskrywings. Vrystaat het ons nog niks ontvang nie. Wie staan nog? So ek weet nie, as jy dalk al 'n inskrywing ingeskryf het van 'n ander provinsie en ons is nie bewus daarvan nie, sit dit vir ons op ons WhatsApp groep. Ons wil hoor van jou, ons wil weet. Daar's inskrywings, maar die inskrywings kom in en ons is redelik positief daaroor en ons is baie opgewonde daaroor. Ek dink dit gaan 'n uitstekende jaar wees, 'n uitstekende kompetisie en onthou net, dit gaan oor wel, ons sal inskryf. Troufex se bokke sal daar wees en ek gaan nie sê watter nie. So almal kan gaan kyk, julle kan maar wonder wie se is watter is ons. Ek dink die belangrikheid is raak betrokke, skryf in, wees daar. En kom aan teks toe, dit gaan lekker geselligheid wees, ons gaan dit geniet. Ja. En dankie vir die voorreg om hier te kon wees hierdie week en lekker saam met julle te kon werk. Yes, Hendrik, en hulle gaan hulle aansoekvorms en daai alle goeders kan hulle by SATA kry, hulle alles kan by jou kry, ja. Hulle kan op hierdie groep vra daarvoor ja. en dit kan gemail word en hulle kan inskryf. Waarals? Ja. Skryf net in. En natuurlik het ek ook 'n official score sheet Ja. om dit te gebruik Yes. in die proses wat mense dit opstaan. Dat jy kan sien. Ek sal een voor. Ek kan al 'n studie gaan doen oor dit. Alright, ja, dankie Hendrik, hoor. Groot plesier. Mooi dag, seën vir julle. Goed gaan. Hulle daar so hoor. Trofax. Honor the hunt. Own the memory.